Hallo julle en baie welkom by vandag se klein groeples. Ons is besig met die preek Waar is God in ons swaar kry tye wat Gys vir ons gepreek het op die 4de Augustus. Nou, ons hoor gereeld mense wat sê ek glo in God, maar dis moeilik. Of ek glo in God se bestaan, maar dit bly steeds moeilik. Mense het dalk gesê, ek het ergens in my lewe het ek vir my ouers se huwelik gebid, ek het gebid en die Here gevra dat hy asseblief nie hulle sal van mekaar laat skei nie, maar God het te lank geneem. Ek wil glo, maar dit is moeilik. En ek wil net bietjie fokus op daai, jy weet, ek wil glo, maar dit is moeilik. En ek dink baie keer het ons al mense hoor dit sê, maar as gevolg van swaar kry, weerhou dit hulle om in God te glo. Dit kan miskien ook wees, ek het gebid vir werk, ek het vir die Here verduidelik in wat se benarde posisie ek myself vind met betrekking tot finansies en 'n werk het net nie gekom nie. En as gevolg van dit wil ek glo, maar dit is moeilik. En ek dink as ons eerlik is met mekaar op hierdie oomblik, is dit swaar kry ken elkeen van ons se adres. Elkeen van ons het al 'n tipe swaar kry in ons lewens beleef, wat ons gevoel het is ongelooflik onregverdig. Is dit nie ons skuld nie, iets het met ons gebeur, en ons wil so vinnig as mens wees, iemand die blame gee, en ons besef, partykeer is dit mense om ons, partykeer gebeur dit net. Maar is moeilik om te glo, wanneer ons onsself vind in moeilike situasies. Want swaar kry slaan niemand oor nie, hy ken ons almal se adres, want ons lewe in 'n gebroke en 'n stikkende wêreld. Nou, Dawid was 'n man na in God se hart. Dit beteken, hulle het regtig 'n intieme verhouding gehad. Dawid is eintlik die enigste persoon wat daai titel gekry het, 'n man na aan God se hart. Maar in sy eie lewe het hy ook swaar kry beleef. Hy het ook deur geloofstoetse gegaan. Hoor wat sê hy hierso in Psalm 13 vanaf vers 2 tot 4. Hoe lank gaan U my nog bly vergeet, Here, vir altyd? Hoe lank gaan U nog van my af wegkyk? Hoe lank moet ek nog my eie planne maak en my dae met kommer deurbring? Hoe lank sal die vyand my nog oorheers? Luister tog en antwoord my, Here my God. Gee my tog nuwe lewenskrag. Ek wil nie sterwe nie. Johannes die Doper is nog 'n voorbeeld van iemand wat swaar kry beleef het. Nou, daar is 'n ander stukkie waar in Markus dan verduidelik Jesus dat daar is niemand op aarde wat so spesiaal is soos Johannes die Doper nie. Tog vind Johannes die Doper homself in 'n plek waar hy twyfel in Jesus Christus, want hy is in 'n plek waar homself in die tronk bevind en sy dood lê reg voor hom. Hy word in die tronk gegooi en as gevolg van dit begin hy bekommer en hy stuur hierdie boodskappers uit na Jesus toe en hy vra hulle om Jesus te vra, is jy regtig die een? Ek lees vir ons hierso in Lukas 7 vanaf vers 19. Is U die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? Hoor hierdie menswees van Johannes die Doper. Is U die een, of is daar iemand anderste? Hoekom? Want ek bekommer, ek's bang, U is nie die een nie, en nou sit ek om my hoop op hierdie een, en dan moes ek nooit nie, en dan is ek teleurgesteld. En ek dink baie kere voel ons so in moeilike tye, in tye van swaar kry. Wil ons hoop in die Here sit, maar wat as hy nie deurkom nie? Of wat as hy nie die een is nie? Wat as hy nie waar is nie? En dan hardloop al hierdie klomp gevoelens deur ons koppe. Nou, hierdie swaar kry wat ons beleef in ons lewens, genereer baie keer 'n vraag waarvoor ons nie regtig antwoorde het nie. Maar een van die vrae wat ons vandag wil beantwoord is, hoekom moet ons swaar kry beleef in ons lewens? Hoekom is daar swaar kry en hoekom moet ons dit beleef as Christene in ons lewens? Heel eerstens is God het 'n doel met ons swaar kry. Nou, God is nie altyd die rede vir ons swaar kry nie,
maar hy kan dit wel gebruik sodat ons iets daarvan kan leer. Byvoorbeeld, Paulus was iemand regtig wat soveel gedoen het vir die Christelike geloof. Hy het 2/3 van die Nuwe Testament geskryf. Hy's deur soveel dinge net sodat die geloof kan groei. Maar homself het swaar krytye beleef. Hy het homself in 'n situasie gevind waar hy geworstel het met 'n uitdaging wat hy in sy lewe beleef het. En hy maak duidelik dat hierdie uitdaging hom geleer het, hierdie swaar krytye hom iets geleer het. En wat het hom geleer het is om nederig te bly. Ek lees vir ons hierso in 2 Korintiërs 12 vanaf vers 7. Dit sê, daarom, sodat ek nie hoogmoedig moet word nie, is aan my 'n doring in die vlees gegee, 'n boodskapper van Satan om my te kastei. 3-maal het ek die Here gesmeek dat dit my moet verlaat. Wanneer ons as mense onsself in swaar krytye bevind, raak ons ongelooflik selfgesentreerd. Dis amper die heel eerste reaksie wat ons het, is om te fokus op onsself, om onsself te beskerm. Nou, ons kan soms as gevolg van verlede swaar krytye of seer, kan ons so geselfgesentreerd word, dat ons begin onsself hoër ag as ander mense. Nou, Paulus was 'n fariseer gewees, hy het geleer onder een van die slimste rabbies van sy tye, en dit het hom gekry om baie om oor homself te dink, want hy, he walks the walk and he talks the talk. So dit het hom gekry om baie kere hoogmoedig te word. Maar die Here het hierdie uitdaging in sy lewe gebring, sodat dit hom nederig sal hou. Paulus verduidelik dat hierdie swaar kry wat hy in sy lewe ervaar en beleef, juist daar is om hom nederig te hou. Ek wil vir julle net so 'n bietjie groter konteks gee van Paulus se openbaring, en ek lees vir ons in 2 Korintiërs 12 vanaf vers 7. Daarom, sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my 'n doring in die vlees gegee, 'n boodskapper van Satan om my met vuiste te slaan. 3-maal het ek die Here gebid dat dit van my af weggeneem moet word. Sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle verwerking wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolgings en moeilikhede ter wille van Christus. Want as ek swak is ek sterk. Hoor wat sê Paulus hierso. Hy het besef, tydens sy swakheid, tydens sy moeilike tye, is daar iets wat hy kon leer van God. En dit bring my na my tweede punt toe, is dat God is by ons in ons swaar kry tye. In die stukkie waar Paulus sy waarheid met ons deel, openbaar hy aan ons een van God se karaktereienskappe. En hierdie karaktereienskap wat hy aan ons openbaar, is dat God is by ons in tye van swaar kry, en dat God ons wil ondersteun tydens hierdie swaar kry tye wat ons beleef. Paulus verduidelik dat God sy sterkte sal wees in tye van swakheid. So God sal vir hom sterk wees wanneer Paulus swak is. God sal daar wees, God sal intree wanneer Paulus nie meer kan nie. Nou die wonderlike ding is, menige mense het hierdie verstaan. Selfs die psalmskrywer het geskryf in Psalm 46, het hy gesê, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Hoor hoe mooi sê hierdie psalmskrywer dit. Hy verstaan die waarheid waarvan Paulus praat. Wanneer ek swak is hy sterk vir my. Wanneer ek nie meer kan nie, wanneer die swaar kry te veel word, kan ek vertrou op die Here, want hy wil daar vir my wees. Hy is altyd by jou. Hy is altyd by jou, elke sekond, elke minuut, elke uur van jou dag. Hy is Immanuel, God met ons. Nou, somtyds gaan ons deur swaar kry tye gaan. En ons gaan deur hierdie goeters gaan wat ons kan nie verstaan hoekom nie, ons kan nie verstaan waarvoor dit gebeur nie, maar wat ons geleer het vandag is dat
ongeag van jou swaar tyd, kan God dit gebruik om jou ietsie te leer. En wat moet ons leer vandag? Is dat God wil vir jou voorsien. God wil vir jou, hy wil jou ondersteun. Hy wil by jou wees tydens hierdie moeilike tye. Al wat jy moet doen is vertrou. So wat beteken dit vir my en vir jou as Christen? Wel, Paulus het hierdie ontdek, wat beteken swaar tye vir 'n Christen? En ek lees vir julle in 2 Korintiërs 4 vanaf vers 16. Hy sê, ons gee nooit moed op nie. Ook nie wanneer ons rondgestamp en mishandel word nie. Nee, dan byt ons eers vas. Want God is die hele tyd by ons. Hy maak ons elke dag van binne af nuut. Ons bietjie swaar kry hier en nou weeg nie op teen al die goeie dinge wat op ons wag in God se nuwe wêreld nie. Ek het nie genoeg woorde om vir julle te beskryf hoe wonderlik dit sal wees nie. Die grootheid en die heerlikheid daarvan sal absoluut oorweldig wees. Hoor wat sê Paulus daar? Die goedheid en die grootheid van God gaan absoluut oorweldig wees, mits ons nie moet opgee nie. Mits ons vasbyt tydens swaar tye. Maar ons kan ook vertrou dat God is vir ons en nie teen ons nie. Hy wil vir ons voorspoed bring. Hy wil dit vir ons hê. Maar bovenal is dit vir hom belangriker wat binne ons gebeur, as wat buite ons gebeur. Dit wat gebeur met ons, is nie so belangrik vir Here as wat gebeur binne ons nie. Ons karakter is vir hom baie belangriker as ons gemak. Met dit in gedagte, moet nie nou moed opgee nie. Op die regte tyd gaan God vir ons voorsien. Hy gaan ons optel en hy gaan vir ons gee wat ons nodig het. Ons moet die uitdaging sien as iets negatiefs nie en ons moet ons perspektief verander, sodat ons uitdagings kan sien as 'n nuwe geleentheid vir ons om nader aan God te beweeg. Met dit in gedagte, kom ons bespreek die vraag en julle moet dan 'n lekker dag verder hê. Tot volgende keer. Totsiens.